Asai, welkom by ons show kykers. So Patricia, ek sien hierdie vadoetjie op die skouer. Ek sien jy's gereed vir jou show. Dit is amptelik die laaste episode van Gooi Kolle voor ons nou verder met ons families kan gaan kuier op familiedag en ek dink dit gaan 'n lekker show wees want ons bring 'n jaar aan 'n einde. Ons maak nou hierdie chapter van 2025 toe en ons begin 'n nuwe een oor 'n paar dae. Wie is jou gas in die kombuis? Wel, ons het iemand wat nie 'n vreemdeling is vir Gooi Kolle behind the scenes. Hy was nog nie voor die kamera by Gooi Kolle nie, maar is Jacques van Agri Monitor wat saam met ons getravel het Grootfontein toe en hy lyk baie opgewonde om saam met my te braai vandag. Ja, Jacques de Tooy is eintlik 'n interessante ouetjie. Hy het baie om te sê oor alles. Ja, so ons ander gas is Marco Himmel. Hy het ook ja, twee interessante uiteenlopende interests of belange in die sport. So hy is betrokke by die Muurbalvereniging. Ons sal 'n bietjie daaroor gesels en hy is ook 'n tydrenjaer. So doen motorsport. Ja, daar van Swem se wêreld af. Ons sal 'n bietjie met hom gesels. So ons altyd ons gaste kom van noordelike dorpies af. Jacques het gesê sy familie bly op 'n village, dis wat hy noem. Hy gaan nie baie in detail, hy sê net hy kom van 'n village af op 'n plaas basically. So hulle kan vir ons lekker vertel oor hy kant van die wêreld en ons kan lekker saam gesels. Dit klink vir my dit gaan 'n lekker show wees en so bly ingeskakel. Asai, kykers, so die jaar is amper op sy rug. Ja, so ons het dan net een van Oula se show hierso en dan ja, ons gas vir vandag, Marco Himmel. Ja, so dra seker verskeie hoede. Marco sê is onder andere op die komitee van die Namabiese Muurbalvereniging. So welkom op ons show en ja, stel jouself miskien net so 'n bietjie voor. Baie dankie Andrew. Ja, ek is dien as 'n lid van die Muurbal Assosiasie van Namibië. En ons het heidaglik nou 'n groot squash toernooi gehad waarvan ek 'n groot deel was. Ons was ook een van die hoofborgers daar gewees saam met BDO vir die Namibië Ope. So ja, en dan ek dien dag tot dag as 'n direkteur by Powerline Africa wat 'n maatskappy is in Namibië wat wel kraglyne bou. So ja, dis wat ek doen. Yes, ja, nee, so ons onthou daai muurbal wat daar by Wanderers was, die BDO PSA Namibiese Ope. Dit is nogal eintlik 'n besonderse toernooi geweest. Wat is jou herinneringe aan die toernooi? Ja, die toernooi was regtig baie goed geweest. Ons het nou al 3 jaar lank die toernooi aangebied as 'n PSA toernooi wat bedoel is op die wêreldtoer. Hierdie jaar was die grootste wat ons het gehad het. Dit was eintlik 'n ongelooflike ervaring dink ek. Ons het ongelooflike squash gesien. Ek dink ons het goeie spelers hier gehad van die hele wêreld rondom. En ek dink dit het 'n sport event geraak vir mense wat hulle hierna toe kan kom. Jy weet, en dit is wat ons half probeer doen is om Namibië te kry om half die sport by te kan woon dat Namibië ook sport kan van 'n wêreldklas aanbied. En ek dink dis half wat dit was. Maar die toernooi was baie goed geweest. En ja, ek hoop ons kan dit volgende jaar weer hou. Ja, so ek weet nie of julle miskien al enige vergaderings of besprekings gehad het oor volgende jaar wat julle miskien anders gaan doen of beter of wat julle dit was 'n goeie die standaard was hoog soos jy gesê het. Ek weet nie of julle enige gedagtes het oor wat julle Ons het definitief al begin praat. Kyk, hier goed vat maar tyd om te reël. So ons begin altyd vroeg in die jaar en dan werk ons dit uit met al die verskillende borgers. Ek dink dis maar die grootste deel is om borgers on boord te kry en seker te maak dat daar genoeg fondse is want as jy die toernooi wil laat groei, ongelukkig soos jy die toernooi groei die prysgeld en die verpligtinge rondom die organisasie groei ook. So dit raak moeiliker en moeiliker. Ons het 'n goeie debrief gehad dusver en ek dink ten minste wil ons die standaard hou wat ons gehad het op. Dit bedoel dis 'n 15K soos hulle dit noem. En dit bedoel dat obviously ook
dat ons dit wil hou. Wat ons graag wil bydoen is ons wil graag 'n vroue seksie bydoen. Maar natuurlik gaan dit prysgeld vat. En dan die laaste ding wat ons bespreek het wel is om te kyk, gewoonlik het Suid-Afrika ook 'n toernooi in die tyd gehad. Ons het met die Suid-Afrikaanse organiseerders gepraat en ons wil graag hê dat hulle 'n toernooi so 'n week uitmekaar uithou. So dit kan dan die spelers toelaat om altyd toernooie te speel en dan is dit baie meer feasible vir hulle om dit te doen. So ons gaan probeer om dit reg te kry en dit sal dalk dan die hoeveelheid spelers en die klas van spelers ook optel as ons Suid-Afrikaanse toernooi by kan las as 'n toer vir die spelers. So dis wat ons wil doen. Ons wil definitief dit hou, dieselfde level hou en dan kyk of ons dit net beter kan maak, ja. Okay, so jou betrokkenheid by die toernooi was ook as een van die borge, so Powerline Africa, so as ek reg is julle familie se besigheid wat daar in Tumelo gebaseer is. Ja, dis 100% reg, ja. So Powerline het nou al 2 jaar geborg lank vir die squash. Natuurlik kom dit van my persoonlike betrokkenheid aan die toernooi ook. Ek dink dit is 'n ongelooflike geleentheid om jy weet ietsie te kan doen wat of 'n sport event te kan borg wat wel in die wêreld kan toegeken word. Jy weet, en dit is eintlik 'n relatiewe goedkoop manier, alhoewel daar redelike groot geld betrokke is, 'n relatief goedkoop manier om daai tipe jy weet event te kan sport. So ja, Powerline Africa, ons is natuurlik 'n Namibiese maatskappy. Ons is gebaseer in Tsumeb en ons bou al kraglyne vir die laaste 30 jaar in die land. Die maatskappy is al oud, omtrent 55 jaar. So ja, goeie geskiedenis in Namibië, baie trots om Namibies te wees. En ons probeer baie goed doen in Namibië vir Namibië. En dis dink ek wat die squash ook aanlas. En dit is 'n Namibiese ding wat ons kan dryf en ons is regtig volbloeds Namibies en probeer Namibië beter maak as dit was gister. Ek het maar net opgestel dat julle maatskappy het ook al werk buite die land en ander lande gedoen. Ja, so ons bou kraglyne rond Suidelike Afrika. Ons het al in meeste van die SADC lande gewerk. Huidiglik baie besig in Suid-Afrika vir Eskom spesifiek. Ons is ook besig gewees in Botswana onlangs. En dan het ons al in Zambië en in Congo en in Mozambique en Zimbabwe gewerk. So ja, maar huidiglik baie besig in Suid-Afrika. En ja, natuurlik met die kragverskaffing wat hulle nodig het daar, het ons ongelooflike baie werk gehad daar. En dit is baie goed. Baie goeie terugvoer gekry van Eskom ook oor ons werk. So dit maak ons eintlik reg trots om Namibies te wees en Namibië en Suid-Afrika te gevat. Jy weet, gewoonlik is dit aan die ander kant om. En die Suid-Afrikaanse maatskappye kom Namibië toe. So hierdie is 'n goeie geleentheid vir ons gewees om 'n Namibiese maatskappy terug Suid-Afrika te vat en daar kompeterend te kan wees. As hy, so Marco, jy's ook baie aktief in motorsport. Ek weet julle familie is ook in motorsport in. Ek dink seker van jou pa af en ja, ek weet jy miskien vertel ons 'n bietjie van jou. Ja, my pa het begin baie jare terug, so 1997. En ons was toe gelukkig genoeg om te kon deelneem in tydrenne. En toe ons relatief jonger was, so toe ek 18 was, het ek begin. Ons het dit toe 5 jaar lank gedoen. Goeie sukses gehad in Suid-Afrika meeste van die tyd gery. En dan het ons Volkswagen Motorsport eintlik opgehou. So hulle het hulle tydren divisie toegemaak. Daarmee het ons deelwese borgskap ook daarmee toegemaak. En ja, toe het ons dit vir lank jare eintlik maar opgehou en maar gewerk soos mense moet. En ons het hierdie jaar die geleentheid gehad om in die South African Rally Raid Championship te doen. So dit is 'n tipe maatskappy, 'n championship wat soos die Dakar is. So dit is eintlik maar die beste om dit te vergelyk. Dis dieselfde karre wat in die Dakar ry. En dan die spanne wat daar ry is werkspanne wat ook in die Dakar teenwoordig is. So Toyota wat die laaste ek dink 10 jaar al in die Dakar ry nou. Daai span is ook betrokke in hierdie kampioenskap. En ja, ons is gelukkig genoeg om te kompeteer. Ons het 'n baie moeilike jaar gehad. My lyf het baie gesukkel met die aanpassing van die lang distansies.
En ons het baie meganiese probleme eintlik ook gehad. Maar ons is gelukkig genoeg om hier kampioen te raak. So ons in ons klas, ons het hulle het 'n klas wat net onder die topklas is, wat MSA T1 Plus SA is. Daar's beperkings op die krag teenoor die werkskarre. Ons het dit gelukkig genoeg kon ons dit wen. So ja, ons het dit in November kon wen. So ja, ons sal sien wat die planne is vir volgende jaar om te kyk om weer deel te neem. Ja, nee, dis great. So ja, ons sal 'n bietjie weer later terugkom. Kom ons gaan kyk ook so 'n bietjie wat daar in die kombuis aangaan. Is natuurlik 'n goeie tyd van die jaar om ietsie lekker te geniet ook. So ons is net nou terug. Well, viewers, just to let you guys know, if you guys love sports, if you guys want to know about what's happening in local sports around Namibia, be it the Brave Gladiators, the Brave Warriors, rugby, Sports Wrap is the show that will be bringing you all these updates. Sports Wrap is a local and international sports show that airs daily on DSTV. And on this show, we're bringing you updates on local sports and international sports, keeping you updated with what's happening with sports in Namibia. Welkom kykers by my kombuisie en vandag op 'n baie spesiale episode, die amptelik die laaste episode vir die jaar voor ons 2026 aanvat, het ons een van my kollegas van NMH, Jacques, welkom by Gooi Kolle. Dankie Patricia, lekker vir my om hier so te wees. Dis nie jou eerste keer wat jy eintlik saam met Gooi Kolle is. Jy nog nie op Gooi Kolle nie, maar jy het al saam met Gooi Kolle bietjie rond getravel saam met ek en Brian. Jy gaan vir ons kykers vertel, hoe was daai trip geweest om saam met Gooi Kolle ook iewers te gaan? Agri Monitor en Gooi Kolle. Gooi Kolle, ek het lekker saam met julle Grootfontein skou toe gegaan. Wat 'n lekker trip geweest. Dit was die eerste keer om 'n bietjie te sien hoe julle program aan mekaar geslaan te word en daai tipe goeters. Hoopelik kan ek julle definitief meer by Agri Monitor betrek want daar's 'n branche ook baie. Ja, en julle sê mos 'n boerdery, breidery, alles saam in een pot en dieselfde ding. Presies, dit so ja. Nee, ek spot altyd by die parlement braai hulle nie, by die hof braai hulle nie, maar by die boere. Ja, op die plaas braai hulle nie. Wel Jacques, jy's nou by Agri Monitor. Vir ons kykers wat nou nie weet wat Agri Monitor is, kan jy 'n bietjie vir ons vertel wat gebeur op jou program? Wat is die doel van dit? Doel van die program vir my is om landbou. Namibië is van die beste boere in die wêreld glo ek, want Namibië is een van die moeilikste plekke om te boer in die wêreld. Ons het skaars reën hierso, maar ons is besig om te plant. Ons het van die beste diere genetika, beeste, kleinvee. Ek dink ons het baie om op trots te wees in ons landbou. So wat ek met Agri Monitor probeer regkry is net om dit aan die wêreld te wys. Ja, vir die Namibiërs en so, maar jy weet ons beeste is in die wêreld. As jy kyk, daar was nou 'n Champion of the World kompetisie wat PJ Butler, die Amerikaner wat by die Windhoek Skou die beoordelaar was. Daarso het Simbra Bull Champion of the World gekry en dan nog 'n Simbra koei het 'n Champion of the World gekry en dan nog 'n Serolei bees. Ek weet nou nie of julle al hierdie beeste al ken nie. Nee, maar ek glo daar's 'n kyker daar wat nou presies weet wat jy sê. Die is daar, die Santa Gertrudis is daar. Van ons Bosmaras is van die beste in die wêreld. So ek wil net graag seker maak die boere se storie word vertel en dat die wêreld ingelig word van ons boere en wat hulle reg kry en so aan. Definitief weet jy waaroor jy praat van. Ek het geen idee waaroor jy praat nie. Want ek is verloof in 'n plaasboer, maar dit beteken nie ek hoef te weet wat daar aangaan nie. Gewoonlik wat ek sien is maar die boere is in die veld en die plaasvrou is vir die huis. Ek sal vir die huis bly. Dis fyn. Ek het nog een boer ontmoet wat gesê het hy kan nie boer sonder sy vrou nie. Ja, sy help nou nie beeswerk of so nie, maar die ander belangrike goeders. Okay, wel vandag is amptelik Family Dag. Ons het gister seker almal baie lekker geëet, die Kersfees eetes.
Maar ons hou dit nou simpel op vandag se menu. Ek het gedink ons kan hom we keep it family style, jy ken, maar die basics by 'n braai, jou garlic brood, jou choppies, jou wors en jou aardappelslei, of soos ek dit noem, jou busterpudding. Dis was maar jou basic family day braai. Ja, en saam met roosterkoek, dan dis kan al wat kort, dis die roosterkoek, maar die garlic brood sal maar vir nou doen. Ek dink hy sal nog steeds hy spot vul wat ons nodig het. So Jacques, ek gaan vir jou vra om vir ons te spys. En ons gaan kyk of jy kan spys. Kan ek maar oopmaak? Jy kan oopmaak en dan kan jy besluit hoe jy wil spys. Wil jy die plank spys, wil jy die bak spys? Hoe doen jy jou dinge? Ek spys gewoonlik in so 'n metaalbak, maar ek dink kom ons spys hom daarin. Ja, dan kan jy kan ook hom lekker meng en so. Gooi hom net hier in. Al jou enigiets wat jy nodig het is daar. Nou Jacques, ons het jou nou gesteel op Family Day. Jy moes nou eintlik vandag saam met jou familie gewees het. Dis gooi kole nou nie vir jou gekidnap het vandag nie. Wat sou jy vandag gedoen het saam met die familie? As ek saam met die familie was, my ouers is in 'n village noord van Grootfontein, so dan sou ek 'n village toe gegaan het en dan sou ons maar net seker maar ook gebraai het. Dit sou baie dieselfde gelyk het as wat ons hier voor ons het. So al wat kort is jou ouers. Ja, maar nou ja. Okay, kom ons kyk. Hier sit ons so lekker. Is dit skaap choppie? Dit is. Want hier so is. Okay. Ek gaan vir my net 'n peetjie vat hier so. Ons kyk wat gooi Jacques so in. Barbecue spice, oregano. Jy moet dit ingooi. Parsley. Definitief bietjie chili. Net om met 'n counter kan jy bietjie dit ingooi. Dit gaan vir my 'n nuwe ene wees. Ek het gesê as jy suurlemoensap ingooi dan is dit lekker tender, so. Steakbraai gewoonlik met net sout en suurlemoensap. Maar vir hierdie ene, ek dink ek gaan definitief van die barbecue spice. Kom maar. Hy's alright, ja. Hy's alright. Kom ons kyk. Gaan nou net so 'n bietjie genoeg oral te kry. Okay, Jacques, soos ons gesê het, dit is die laaste episode van Gooi Kole. So ons gaan hierdie geleentheid gebruik om 'n bietjie die jaar op te som. Ek ken ons het al Gooi Kole gesels oor hoe die jaar gegaan het. Toe ons vir julle gesê het dis die laaste episode, maar toe verras ons julle meteen. Hoe het dit gegaan met Agri-Monitor die jaar? Jy ken, ons het nou vroeg in Desember en laat November weer reën gekry. Ek dink die mense het verwag het sal so lank vir 'n lang tyd reën en so sterk reën nie. Ja. Hoe het hierdie jaar geloop in terme van landbou? Ek moet sê, ek dink dit was 'n baie goeie jaar vir landbou geweest en dit was vir my lekker geweest om deel van die storie te wees. Ek sou sê die hoogtepunt, die twee hoogtepunte vir die jaar was, die een was by Stamprietskou geweest. Daar sou die een wit dorper vir 320.000 Namibiese dollar verkoop. Wat baie indrukwekkend is. Dit sê vir jou baie van die genetika in ons land. En dan natuurlik die Simbra Bull Kellogg's van Hartbeespoort. Hulle is boer net daar so buitekant Grootfontein. Hy was die kampioen van kampioene by Grootfontein, die interras kampioen by Grootfontein. En toe het hy nog verkoop vir 650.000 Namibiese dollar. So maar gelukkig bly die bees daarom in Namibië. So ons kan nie. Ja, so die geld gaan nie uit nie. Maar nog steeds is baie. Dis baie geld. 50.000. Die geld gaan nie uit nie en die belangrikste is die genetika bly in die land. Ja. Laat dit nie uit die land uit gaan nie. Ek moet nou nie te jy hoef nie bang te wees met die chilies, jy hoef nie bang te wees. Dis hoekom die heuning daar is, die heuning breek so bietjie rysspys. Moenie laat Michelle hoor ons overspys nou weer met chili nie. Maar ons kykers weet nou al as dit kom by spiciness, is ek die een wat altyd die bietjie oordoen met die chili. Maar nie regtig oordoen nie, net genoeg. Okay, Jacques, jy ken nou so baie van wat aangaan in die landbou in Namibië. Boer jy self? Ek 'n boerie selfie. Hoe kan ek sê, ek het op 'n regeringsplaas groot geword. 300.000 hektaar regeringsplaas, soos een van die grootste plase in Afrika, maar dit behoort aan die regering. En dan my pa het daai vir die government bestuur daarso. Ek dink ek sal gaan boerie. Dit is harde werk om te boer. Jy moet regtig hare op jou tande hê. En ons familie het al baie lank geboer. Dis bietjie ons tyd om in die stad te wees. Ja, jy het nou jou hele lewe lank op die plaas, ek dink jy verdien 'n bietjie van die stadslewe. Ja. Maar ek kom nie weg van die landbou af nie, want die storie moet nog steeds geskryf word. Ek is nou Natuurlik. Dis my eerste keer. Ek het nog nooit heuning in die vleis. Ek het nog nooit heuning op my sy. Hy gee so 'n soetstreep en dit is ook so 'n bietjie ty. Net so 'n sticky, tangy type of gevoel. Maar kykers, ons gaan nou klas spys en ons skole is amper gereed. Ja. Maar voor ons terugkom met die braai, gaan ons so 'n bietjie gaan kuier by die kus en natuurlik op die Kaap net om te sien wat hulle op familiedag aanvang. So moenie beweeg nie, ons is nou terug.
Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Nou, soos julle kan sien, die kole is lekker warm en warm. Ons gaan 'n worsietjie gooi op die kole. En ons is in Swakopmund, Adam. Yes. Vertel vir ons 'n bietjie van hierdie plek. Wel, eerstens, ons gaan nie net 'n paar worsies gooi nie, ons gooi sommer 'n hele klomp worsies op. Want wors is lekker. Gebraaide wors, jy weet. En ons is hierso by die Swakopmund Paddock Gardens picnic area. Hierso is 'n hele paar braaigeriewe wat 'n mens kan sien, plekke waar 'n mens kan sit. Dis naby die Plaza Meer waterfront. En die see is net hier. Die see is, jy kan die see ryk en hoor en sien. Presies. Nee? En I mean, ek dink dis 'n perfekte plek vir jou, vir jou familie. Absoluut. Ja. Absoluut. En soos wat ons vroeër gepraat het, jy weet, dis nie net naby familie soos man, vrou, kinders nie. Dis soos ons ook, jy weet, ons is connected, ja. Presies. Ek wil partykeer sê ons eie familie, ja, ons spandeer meer tyd saam met ons kollegas as met hulle. En weet jy, ons het nou net die gesprek gehad, dat ek praat eers met julle. Ja. Op WhatsApp, op Telegram, ons praat soms op e-mail ook, en dan praat ons ook op 'n phone call. Dit is so, ja. As dit nie geklassifiseer word as familie nie, dan weet ek nie wat nie. Dit is so. Dat weet ek nie. En dis spesiaal. Dis is spesiaal. En jy weet, hier is ons nou, ons werk saam. Dis 'n pragtige sonskyndag. It's another day at the office. Ja. Jy weet, so 'n lekker dag in die office. Ja, so Leandra, wat hoe braai julle baie as 'n familie of? Weet jy, dit is gewoonlik ons daar op die stoep. Wanneer dit so lekker sonskyn is, sit net 'n gazebootjie of 'n ding op. Ons is so 'n oulike stand braaitjie. Gewoonlik is 'n worsie. Daar is miskien 'n stukkie vleis depending en natuurlik roosterbrood. Baie belangrik. Ja. En my man is gewoonlik, ja, ons het nog 'n garlic brood vandag. Dis so goed as 'n rooster, amper so goed, né? Maar gewoonlik is my man die ene wat altyd hy sal self agter die stokke klim as dit kom by die deeg se knie. Ja. Maar dan werk dit altyd so uit dat ek mos nou hy lus wat hy roosterbrood. En as hy miskien op die werk of hy's besig met iets anders, het ek maar net vir myself ook geleer om self by roosterbrood te sit en knie. So soms is jy 'n bietjie stres op die werk. Oh, wow. Ja, daai emotion ook. Nice. Okay. En dis goed. Ja. So eenvoudig soos ons dit vandag doen. 'n Stukkie wors op die kolle, ons garlic brood, natuurlik aardappelslei, baie belangrik. Ja. Baie belangrik. Of 'n noedelslei. Met iets om te drink. En dis ook, ek moet sê, exact, dis so eenvoudig om 'n kwaliteit tyd met jou familie te hê. Daar's geriewe soos die. Daar's weer soos die, daar's nie 'n lekkerder plek as Swakop nie. Om vakansie te hou, veral in die somertyd. En daar's niks lekkerder as net 'n paar kole en 'n paar vleisies en 'n paar roosterbrood of garlicbrood. Dis dit. En ietsie om te drink. En die samesyn. Wat meer wil mense hê? Presies. Ja. Presies. So ek wens almal 'n geseënde familiedag. Ja. Die see is lekker rof vandag. Uitdagings, daar's nuwe suksesse, daar's alles hopelik wat mooi is vir julle. Ja.
So, ons sien julle beslis in die nuwe jaar, so julle moet altyd op die uitkyk wees vir die stemme en vir die gesigte. Yes. So geseënde nuwe jaar vir julle. Kom ons geniet hierdie ene en kom ons gooi kole. Happy New Year mense. When the sun sets, the news begins. Welcome to Sunset News, bringing you the latest headlines, in-depth community stories, economic updates, sports highlights, and your daily weather forecast. Join us every weekday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25, or stream us online at oneup2.com. Join us on Facebook at Sunset News to stay updated. Maar kom ons gooi kole nou. Ons het ons mooiste hoedjies op want dit is nou Kerstyd. Kyk hoe die jare is verby en dit is nou Kerstyd nie. Ek weet altyd as Bonnie M so in die winkelsentrum begin sing Mary's Boy Child, nou weet jy, maar hulle sing al lank al. Maar nou is dit seker tyd. Lekker warm weer, lekker somer weer in die Kaap. Hoe lyk jou Kerstyd? Gaan jy dan so 'n bietjie kan rus en weet jy Ari, ek probeer my bes om voete omhoog te skop so oor Desember, maar dis mos daai tyd wat jy al die taakies wat jy nie deur die jare nou tyd gehad het voor nie, haal jy nou in oor Desember. Maar nie bekommer nie, want terwyl ek die gras sny, die tuin regmaak, die huis aan die kant maak, dan brand die vuur in die agtergrond. Daar moet kole op. Daar word voorbereiding getref vir 'n gamming, vir 'n soutvleisie. En dan weet jy wat is Kersfees dan maar sonder 'n ou traaivolkie. Ja, mos nie. En dan 'n middagslaap net so om. Maar nee, dit al daai koue vleise en dinge, dis mos maar somertyd. En dit is dis lekker en ons het ook ietsie te drink en jy kan nie anders as dat JC Leroux die rooitjie nie. Daar's natuurlik ander opsies ook, maar altyd so 'n vonkelwyntjie net om die spanfees 'n bietjie op te druk. En dis altyd goed vir jou metodes van vuur maak. Asof jy motivering kry as jy so JC Leroux. 100%. Weet jy, hierdie spesifieke rooi JC Leroux kan ek hoog aanskryf. En weet jy wat is baie lekker? Ek gaan nou vir jou 'n resep wat verseker in die somer van Suid-Afrika se Kersfees perfek werk. Jy kry vir jou 'n lekker vars vrug. En jy maak amper vrugteslaai met verskeie vrugte. Ag as jy nou nie dit wil doen nie, dan kry jy maar die blikkies vrug op. En jy maak vir jou soos 'n punch met hierdie. Bietjie soda water by. Ari, baie ys. Baie ys. Vir die somertyd, dit smaak nou al na nog. Ek dink hy kan jou 'n bietjie bekruip, want hy gaan baie lekker smaak. So van die volumes wat 'n ou dan kan consume. Maar ek gaan Strysbaai toe. So ons het altyd 'n Kersfees in 'n kampterrein. So dit is altyd lekker. Dis uniek. Baie mense rondom en dit is 'n heerlike atmosfeer. So dit is lekker. So jy die rooi aan en Kersvader natuurlik het altyd 'n rooi baie keer. Ek het die groen want die boom is daarom groen. Sal jy ook 'n geskenkie so rondom die boom sit en dingetjies aan die boompie hang en so. Ag, Ari, weet jy, dit is mos nog maar tradisie, die geskenkies 24ste die aand word dit nou maar onder die boom weer uitgehaal en dan die ou Kersaand, en dan bly die boom op vir 'n tydjie net om daai atmosfeer mos nou maar te skep. Maar nee, die tradisie van Kersfees is baie lekker en ek dink dit gaan oor die ou van die dag hier in Suid-Afrika verseker oor die samesyn, oor die rede van Kersfees en dat jy dit saam met geliefdes kan vier. En ek dink dis die groot lekkerte daarvan. Absoluut. Dit is ons boodskap ook vir Kaapse Kole. Jy's ook by Christen Media radiostasie en ons praat baie keer van Christusfees. En mense vergeet baie keer, dit gaan nie oor die geskenke is lekker, maar het gaan eintlik oor Christus nie. Wat hy vir ons beteken het. En dit is wat ons eintlik dink. 100%. Iemand het dit eendag so mooi vir my gestel, the true reason for the season. En ek dink dit mag nooit vergeet word. Ons kan dit nie vergeet nie. En so terwyl jy samesyn gaan met jou geliefdes, dink ek dis die groot boodskap wat ons daar denk. En as dit nie was vir die geboorte nie, was dit nie vir die sterfte gewees en vir die opstanding gewees nie. So dit is waar dit begin het. En ek dink dis wat ons deurdra in hierdie tyd. Goed. Wat ek leer in my verloof is ook liefde. So 'n seisoen van liefde. Ons het lekker kole gegooi deur die jaar, Kaapse Kole. Ons gaan weer in die nuwe jaar so geseënde Kersfees hier van my en Mike en ek hoop dit is 'n geseënde Kersfees en 'n voorspoedige nuwe jaar. Ons groet weer tot volgende jaar.
Well, viewers, just to let you guys know, if you guys love sports, if you guys want to know about what's happening in local sports around Namibia, be it the Brave Gladiators, the Brave Warriors, rugby, Sports Wrap is the show that will be bringing you all these updates. Sports Wrap is a local and international sports show that airs daily on DSTV. And on this show, we're bringing you updates on local sports and international sports, keeping you updated with what's happening with sports in Namibia. Okay, kykers, is nou tyd vir ons om ons choppies op die kolle te sit, maar voor ons dit doen, Jacques, wat alles het ons hier ingegooi? Ek moet sê, dit is vir my ook 'n nuwe verrassing hierso. Ons het barbecue spice daarso in, sout, suurlemoensap. En dan wat vir my baie nuut is, maar ek weet nie of dit nou 'n feature op die program is nie. Daar's lekker heuning in en dan sweet chili sauce. Ek is nuuskierig om te sien hoe daai heuning gaan reageer met die hitte. Net om te kyk wat se smaak gaan daarso uitkom. Wel, ons kykers weet nou al ek improvise en heuning en die crushed chili. Dit is maar net my go-to goedjies. Dis in alles. Ek is reg vir my brein om geblaas te word. Ja, jy kan maar so lank ons choppies opsit. Ek dink jy ons hoef lank te wag. Hulle lekker op. So. Ek gaan nou so lekker stikkie uitkom net omdat ons die heuning ingesit. Ja, ek dink jy gaan my definisie van braai heeltemal verander vandag. Weet jy, ek het al so baie op Goeikolle gesê, braai hoef nie so tradisioneel te bly nie. Dit is 'n lekker plekkie om te eksperimenteer. Moet nou net nie voor 'n klomp mense eksperimenteer soos ekkie, want dit ry nie altyd so goed uit nie. Doen dit maar as jy by die huis is, maar net jou ma en pa. Maar ek sal jou saamnooi Stamprietskou toe en dan kan jy daarso vir die suideboere. Ek wil nou nie die suideboere kwaad maak met die manier hoe ek braai nie. Ek gaan nou daarso 'n jong man baie kwaad maak met die goed wat ek in my vleis en gooi kom spys. Nee, ons kry van die woorde daarso. Hulle sal party van hulle is oop om te leer, dink ek, maar hulle hou maar van ons soos wat hulle van hom like. Ja, ek dink Goeikolle moet weer 'n skou en ek dink ons gaan weer 'n skou volgende jaar besoek. Ons kyk maar watter een, soos ek verstaan is daar 'n Gobabis skou, Stampriet skou, so ons kyk maar Gobabis, Windhoek, Grootfontein en almal daar so baie mense. So ons nou klaar by Grootfontein die jaar. So kom ons kyk tussen Stampriet en Gobabis volgende jaar waar kan Goeikolle 'n draai gaan maak. Stampriet definitief die hoofene. Stampriet is lekker, dan kry ons lekker baie skaapchoppies. Okay, die expert het gepraat is miskien Stampriet toe gaan, maar kom ons kyk maar want toe lei die kolle ons, Gobabis of Stampriet. Want toe dink julle moet ons gaan. Laat weet ons waar julle ons wil sien. Want iemand het gekomment toe ons in Grootfontein was, het ons met Otjiwarongo skou toe gaan. Otjiwarongo dan 'n skou. Daar's twee skoue wat ek al hoor dit is skim skoue. Ek weet nie of hulle regtig bestaan nie, maar dis die Keetmans Hoofskou en die Otjiwarongo skou en ek is self eintlik ek het net gehoor. Ja, ek het ook gehoor, maar miskien sal ek maar volgende jaar ondersoek instel en kyk of daar want as hulle vir ons vra om te kom, maar kan ons hulle nie ignoreer nie, dan moet Goeikolle en Agri Monitor dan nou maar gaan. En onthou, daai skou, dit is waar die beste skaapchoppies vandaan afkom. Daai skaap wat so vir duur verkoop vir sy kindertjies en so is wat maak dat ons lekker kan eet. Okay, moet net nou nie so stel nie. Okay, sê lammertjies, sorry, lammertjies, jammer. Okay, ek weet hom. Ek is al my suster se kind toe sy nog jonger was, het sy altyd gehuil as ons pa verduidelik waar vanaf die vleis kom. Want ons kan nie, want hy dingetjie was nou 'n lammertjie gewees op die plaas en dan nou skielik is hier in die kombuis gereed om te eet. So ja, ons dink maar nie die ander toe, ons geniet hulle wanneer hulle mooi is en dan. Ja, ons dink nie aan wat voorheen gebeur het nie. Maar ja, Goeikolle bly nog altyd, ons eerste liefde bly nog altyd rugby. Dis maar net die DNA van Goeikolle en ek is nou nie die rugby kenners soos Brian en Andrew en soos Aubrey wat nog vandag saam met ons is. Die van Brian het besluit hy is in Grootfontein. Hy worry nie nou oor Goeikolle nie, hy wil tyd spandeer met sy familie want hy was mos in India gewees en hy het seker sy familie te veel gemis. So hy kon nou nie vandag hier wees nie. Maar ek moet vir jou ten minste een rugby vraag vra, net om op balance te bly met die Goeikolle, jy weet.
En ongelukkig, die antwoord wat jy vir my gee, gaan bepaal of hierdie heuning 'n sukses gaan wees of nie. Al het ek hom ingegooi, gaan jou antwoord bepaal of hierdie heuning die vleis gaan justice doen. Okay, as jy gereed is vir my vraag? So, ons Namibië en spesifiek ons gooi kole, ons bakkie bootjies, 100%. Dit bly ons nommer 1 span, ons support hulle no matter what. Maar as ons nou tweede plek toe kan skuif, jy weet, klein of groot, international, local, watse rugby span ondersteun jy? My ondersteuning gaan so Grootfontein Rugby Club, eerste plek. Dis ook waar daai Simbrabees vandaan af is, so Grootfontein was goed geweest. Grootfontein, Welwitschas en dan Stormers en dan Suid-Afrika. Okay, ek sal miskien die Stormers onder WP. Maar omdat jy gesê het Grootfontein, dink ek Brian sal dit baie appreciate. Ja. En omdat jou antwoord so uniek ook is, ons het nog nie iemand gekry wat gesê het Grootfontein nie. Ja. So ek dink die antwoord is goed genoeg om laat ons vleis nie brand nie en laat die heuning net sy job perfek doen. Ja. So dis fyn. Nou Jacques sê vir my, het jy al rugby gespeel? Ek het rugby gespeel op skool. Ek speel nou sokker want ek kan nie meer rugby speel nie. Ek het op 27 begin sokker speel, maar hoërskool eerste span gespeel. Ons het actually in Engeland gaan toer vir so 2 weke. Wat interessant was, baie grys plek, maar ek het heel agter gespeel. Heel agter was maar my posisie geweest. My posisionering was goed geweest. Ek is net my bynaam was derde gelei. In die woordeboek beteken derde gelei 'n besonderse stadige persoon. Want ek was glad nie vinnig geweest. Ek was altyd laaste by die 100 meter. Maar nee, rugby het gespeel en nog universiteit 'n bietjie gespeel en toe so op 27 toe het ek met sokker begin wat ook nog 'n interessante uitdaging is. Maar nee, rugby, yes like it. Wat kan ons sê? Daar's te veel goeders om te sê. Nou, behalwe nou die rugby wat jy nou al gedoen het en nou besig met die sokker, is daar enige sportkode wat jy al gekyk het en gedink het, maar die lyk interessant. Miskien in another lifetime of miskien moet ek dit probeer. Definitief MMA of boks, een van daai twee. Ek het MMA so 'n bietjie gedoen. Die eerste ding wat jy leer is as jy leer fight is jy wil nooit eintlik in 'n fight wees nie. Dit is want jy staan in die stort en partykeer dan gaan jou gedagtes oor hoe gaan jy fight, maar as jy nou actually 'n bietjie geleer het dan kom jy agter jy is meer jou eie grootste vyand want jy kan oor jou voete val en daai tipe goeie. Golf geniet ek ook. Ek kan nie nou meer golf speel nie want skoueroperasie gehad. Yes, like enigiets. Go-kart wil ek nou 'n bietjie gaan ry. En ander las was ek in 'n go-kart gewees. Sjoe. It's been years. Ja, ons moet 'n bietjie gaan braai kole. Ja, by die go-kart ring. Miskien moet gooi kole gaan go-kart ry volgende jaar. Ek dink jy moet meer in ons ore fluister wat ons alles kan doen volgende jaar met gooi kole. Ek dink ons kykers wil ook through us wil hulle ook go-karts ry en paintball skiet, dink ek. Dis maar net wat ek dink. Weet. Maar Jacques, ek dink, sien jy, dis wat ek gesoek het, hy lekker char wat daar op die rand kom, dis wat die heuning ook doen. Hy kom nou hier so uit sien, as jy kan sien daai, hy moet so 'n bietjie. Hy moet so 'n bietjie, nee, net so klein bietjie van 'n brandstreepie, nie brand die char streep. Maar kykers, dis amper tyd vir ons om te eet. Ons moet nog ons garlic brood in ons vors opsit en dan gaan ons almal bymekaar kom en proe of hierdie heuning regtig die secret ingredient is om alles lekker te laat proe, maar moenie beweeg nie, ons kom nou terug en dan kan ons lekker saam eet. If you guys want to know what Athletes World is all about, you guys will definitely have to tune in for the episodes to see what goes on Athletes World. We will, just to give you guys an insight on what Athletes World is about, it's a show that dives deeper into the life of athletes, is finding out what they are all about, and they get to tell us what their favorite foods are, what their greatest moments are, and what their worst moments are in sports as well. So you guys tune into the episode. It also plays every Wednesday on DSTV. Here is where you find out more about athletes, and not just athletes, but also the unsung heroes. Asai, welkom terug. Ons is weer gou hier so 'n bietjie vir 'n vinnige kuiertjie saam met Marco Himmel. So Marco, ons gesels 'n bietjie meer oor die
oor motorsport wat jy ook in betrokke is. Het jy ook al, ek dink jou pa het onder andere ook die Total Tara gery in vroeë jare en ek dink gewen as ek reg is. Ja, hy het hom 2 keer gewen. Ja, ons het begin hier in Namibië. So my heel eerste ren tydren was die Total gewees in 2011, ja, 2011. So ja, nee, ons het baie geskiedenis in Namibië. My pa is 5 keer kampioen hierso. So nee, Namibië se motorsport diep in ons bloed, diep in ons familie. So ja, ons is altyd deel van dit gewees, ja. Is die Tara tydren ook iets wat jy in die toekoms dalk weer sal wil aanpak? Ja, ek dink definitief. Ek het hom nog persoonlik nooit gewen nie. Ek dink jy moet nou 'n spesifieke kar hê om te kan wen. Maar ek dink definitief om 1 of 2 meer tydrenne hier in Namibië te doen sal weer lekker wees. So ja, ons sal definitief probeer om dit in te werk in die toekoms. Okay, so jy neem baie in Suid-Afrika deel. Vertel ons wat 'n bietjie hoe dit werk of die kompetisie daar wat jy daar inskakel. Ja, so ja, Suid-Afrika se kompetisie is nou natuurlik ongelukkig sterker as Namibië se, né? Daar's net 'n baie groter kampioenskap daar. So soos ek gesê het vroeër ook, jy weet so die werksmanne, die mense wat oorsee ry wat internasionaal kompeteer is in daai kampioenskap. So dis 'n baie sterk kampioenskap in terme van die wêreld. So daar's verskeie oorsee drywers wat ook hier kom ry, byvoorbeeld om hier te toets en goed te doen. So die vlak van kompetisie is baie goed. En dis altyd lekker om te kan kompeteer en so ietsie. En dis hoekom ons hoofsaaklik in Suid-Afrika ry. Jy weet die kompetisie is baie goed. Ons besigheid is baie sterk nou in Suid-Afrika, so dit gee ons 'n geleentheid om 'n bietjie bemarking daar te doen. So dit maak net sin vir ons om in Suid-Afrika te ry. Maar natuurlik is dit altyd nice om in Namibië te wees onder die Suid-Afrikaners en te kan kompeteer met hulle. En jy het jou klas gewen hierdie jaar daarso in Suid-Afrika. So dis nogal 'n groot prestasie, ek is baie trots op. Ja, nee, definitief. Soos ek gesê het, ons het baie gesukkel. Ek dink die Here se genade is alles wat ons deurgevat het op die ou einde. Maar ja, ons kon definitief presteer en ja, gewen die kampioenskap in ons klas. Ja, het was 'n great jaar gewees. Baie van leer. Die formaat soos ons hom gery het hierdie jaar was baie anders as wat ek gewoond is. Ek moes terug in dit inkom, ek moes die kar weer leer en so ja, baie goed wat moes gebeur het. Maar ons het reggekom en baie dankbaar daarvoor, ja. So jy werk seker ook met 'n navigator, dat jy iemand wat jy nou saamwerk? Ja, so snaaks genoeg is jy weet, ons hele kar is Powerline gebrand en ons doen dit maar ook as 'n bemarkingsdeel en ons besturende direkteur is my navigator eintlik. So van die maatskappy Frans Koenbeek. So hy ry saam met my, hy het al saam met my gery toe ons rallies gery het baie jare terug. So ons het 'n baie goeie verhouding. Het was ook 'n leerkurwe vir hom asowel van my. So dit was goed om dit saam deur te kan doen en nog steeds deur te kom. So ja, hy ry saam met my. Ek dink die manne maak vordering daar so in die kombuis, Jacques en Patricia. Ek glo hulle seker al hierdie tyd amper gereed om vir ons die kos te bring en ons gaan nou kom sien hoe die eindproduk lyk. Bly ingeskakel. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Welkom terug. Vir Oula's
Ja, so ons laaste segment vir die jaar op Gooi Kolle, seisoen nommer 3 wat ons dan basies afsluit met ek dink dit wat ons hier voor ons het lyk eintlik vir my heel lekker, Patricia. Ja, as net die vlee is vandag nou. Ek dink hulle weet is familiedag nou kom hulle almal bymekaar om ons kos te eet. So ek dink Andrew terwyl ons gesels moet ons maar ook skep. Anderster gaan die vlee daai eetwerk vir ons doen. Ja. Maar Jacques, kan jy vir ons bietjie meer vertel oor hierdie wat hier voor aangaan? Baie lekker dis wat ons hier so het standaard familiebraaidag. Dis ons het 'n lekker wors hier so van Metro. Skaapchoppies wat ons lekker gespice het met die heuning en die sweet chili en chilies ook daar so binnekant. Baie nuuskierig vir daai ene. En dan nou 'n knoffelbroodjie wat ons gaan eet. Alraai, Jana, lekker eet. Wat ons so wat 'n worsie. Klein. Die hoofding is seker mos nou maar die vleis. Die vleis om hierdie heuning uit te toets. Ja. En dan moet 'n mens ons kyk. Dit nou lekker gedraai. O, is lekker spicy. Weet jy of jy spicy kos eet nie, maar dit is vir my lekker. Ek kon nog so 'n bietjie op die kolle gewees het. Baie lekker. Baie lekker. Okay, ons het nog gehoor wat Andrew, wat Jacques vir ons op die kolle sou gesit het as dit sy familiedag was. Maar wat sou jy vir ons gebraai het op familiedag? Ons steel jou nou van die familie af vandag. Maar wat sou julle gebraai het vandag? Ja, ek dink dit sou baie dieselfde gewees het. Ek dink 'n skaapchoppie en 'n worsie is maar baie standaard in Namibië en Suid-Afrika. So ek dink dit sou dieselfde gewees het. Dalk 'n hoendertjie bygegooi het, ek weet dis nie die mees beliefste ding wat mense braai nie, maar ek kry mos die hoender wat weer die stokkie is, soos dat die sosaties, ja. En dan is nog lekker. En dan 'n goeie sosatie altyd is baie lekker. So ek dink dit sou dit dieselfde gewees het, ja. Andrew, ons vra nooit vir jou nie, maar wat sou jy gebraai het op familiedag vandag? Ja, miskien dalk 'n steak en ja, miskien sosaties. Ek is ook 'n fan van sosaties. Lekker wees. Okay, 'n steak en sosaties. As jy iets ekstra kon bygevoeg het hierso, wat sou daar is daar nog een dingetjie wat jy sou bygesit het? Weet ek miskien moet altyd meer as een side het, so 'n lekker noedelslei. Ja, nou gewerk het. Roosterkoekie. Dis 'n roosterbroodjie. En dan natuurlik 'n sosatie. Ek dink ons almal gun maar 'n sosatie. Sosatie is altyd lekker. Altyd 'n wenner, altyd. En dan 'n ribbetjie. I mean, why not go all out? Net alles maar op. Ja. Nou wat ons die lys begin maak. Nou weet ons wat kort. Maar hierdie vlee is daarom happy vandag. Nee, ons het definitief hulle dag gemaak vandag. So Patricia, van al jou disse wat jy nou in die jaar gedoen het, die sop en al die ander interessante goeders, wat is daar wat jy sal oorneem vir jou eie gebruik? Dink op hierdie familiedag gaan ek dink ons het dit nou onlangs gedoen, die honey glazed hamburger slides with chipotle sauce. Dit gaan ek definitief oor gaan doen hierdie festive seisoen terwyl ek by die huis is. En dan wil ek die apricot jam hoenderboutjies gaan weer oordoen met die tortellini slei. Dit sal ek oordoen. Gaan ons weer ons hele jaar uitbring in 'n boekvorm al die resepte. Definitief, ek dink ons kykers moet uitkyk vir hy Gooi Kolle boek. Hy dink hy sal uit, ek is nie seker, ons moet nog gaan kyk, maar dit is definitief daar's 'n online kopie, daar's 'n fisiese kopie oor al die jaar se resepte wat jy kan gaan uittoets vir julle familie bietjie surprise met jou braai skills. Want jy kan enige iets op die braai gooi, letterlik enigiets. Ek sop kan maak, so die melkterbroodjies gemaak wat kind of like 'n dessert tipe ding is. Kan jy enigiets maak in jou breakfast, lunch, dinner en dessert op die kolle gooi. Ja, so vir ons moet net weer dankie sê vir ons borg van die show Metro Fresh wat ons baie uitgesort het, soos ons altyd sê met die bestanddele vir die jaar. Ja, ek dink dit goed gegaan. Wat sê Trisha? Metro het definitief seker gemaak dat hierdie resepteboek 100 gaan wees met alle bestanddele wat hulle vir ons nog elke week gee. En natuurlik kan ons nie kla nie. Nog nooit iets gekry wat nie standaard was van Metro af nie. Maar Andrew, volgens tradisie moet ons die jaar afsluit op 'n goeie noot.
'n sherrytjie. 'n sherrytjie. Oh, Ons sherry nou, keep it clean, keep it basic. You know, ons het die fancy shots hierdie keer. We keep it basic, maar vir die 2026 wat kom, Goeie kolle. gooi kolle. Goeie kolle.